Mattheus 9 vers 20. Is al vanmorgen eerst met die getuienis. Dit wat die Here vir hulle gedoen. Die weet. Enigeen. Die Here niks vir julle gedoen. Wat is hoe? Hy het niks gedoen. Die Here het my elke oggend opgewek vir 'n nuwe dag. Die Here is ontvoudig. Die Here is so goed vanmôre. Hy sien ons moet gereed word. En die hemel uit. Kosbare water waarvoor ons gebid het. Ek het gebid vir die Here, kom net vir ons deur. Ons kort water. Ons gras, ons dinge raak droog op ons kant. En die Here kom vir vanmôre met hierdie liedjie. There's a river and never shall run dry. Wanneer ek bid, sal hy deurkom. Wanneer ek die Here vra, sal hy deurkom. Hy sal deurkom. Want ek het van Maandag tot Woensdag gebid. En die Here kom weer vanmôre op 'n heilige dag om my weer die water uit die hemel. Hoe goed is ons Vader? Hoe goed is ons Vader wat op die troon sit vanmôre? Mattheus 9 almal ken daai gedeelte. Maar ek gaan net 3 verse lees vanmôre. Net 3. Want hierdie is 'n groot getuienis van dit wat die Here vir die vrou gedoen het. Sy het aan bloedvloeiing gelei. Vers 20, ons lees van vers 20, Mattheus 9 van vers 20. En daar het 'n vrou wat 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het, van agter gekom en die skoon van sy kleed aangeraak. Want sy het by haarself gesê, as ek maar net sy kleed kan aanraak, sal ek gesond word. En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê, hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur. Hierso, ek gaan net so ver lees. Hierdoor is die vrou het 12 jaar aan 'n siekte gely. 12 jaar het sy gesukkel. Sy het haar goed verkoop. Sy het al die dokters gaan sien. Sy het al die towenaars en daai gaan sien om haar gesond te maak. Sy het alles probeer. En eendag het sy besluit, en dis met die titel, druk deur. 2025 moet verjaar ons is om deur te druk. Maak nie so wat na ons kant toe kom nie, druk deur. Want God is lewendig. Hy sal voorsien. Hy sal jou gee wat jy nodig het. Hierdie vrou het eendag opgestaan en besef, as jy 'n dokter, as jy 'n towenaar, as niemand wat my gesond kan maak nie. As net een persoon my gesond kan maak nie. Net een persoon kan my gee wat ek nodig het, my gesond maak van 12 jaar se siekte. Maar hier kom die ding. Hier kom die ding. Sy het 'n keuse gemaak en nie agteruit gaan sit nie. Want jy moet weet wat toe Jesus op die aarde gewandel het en waar hy gaan staan het en gepreek het, was daar 'n klomp mense om hom. Jy moet verstaan, hy was omkring deur mense. Die woord sê in een gedeelte sê hy was in 'n huis gewees. Daar was mense om. Daar was nie 'n plek vir 'n meisie nie. Hulle moes hierdie dak kry. Nee, maar hier kom dit. Sy het 'n keuse gemaak om te sê, Here, vandag is my dag. Ek wil 'n deurbraak hê. Ek wil aanbeweeg. Ek wil nie siek wees nie. Hoe voel? Ek weet nie hoe dit voel nie, maar julle dames sal weet hoe dit voel om daai tyd van die maand te leef. Sy moes 12 jaar met dit leef. Nie 2 weke of 3 weke nie. 12 jaar sê
sê die woord van die Here, moes hy leef met dit. Maar sy het 'n keuse gemaak, vandag is vandag die deurbraak vir my. So sy het nie agteroor sit en sê, met die hoop, Here, kom verby nie. Here, kom verby vanmôre, sodat ek die soek om kan raak nie. Nee, geliefdes, sy het klaar, sy het vroeg opgestaan daai oggend, neem ek aan, sy het klaar gemaak, sy het al mooi gemaak, sy het haar aangetrek en sy het gesê, vandag is die dag wat ek genees gaan word. Want sy het gehoor, daar was 'n meester wat verby gaan kom, wat genesing voorsien. En sy het weer gebreek, hulle sê sy het op knieë gekry na die Here toe. Want onthou, maar as jy, daai ding nie, was jy vuil, was jy onrein gewees. So jy mag nie tussen die mense wat heilig is, wees nie. So dit wil sê, sy mag nie daar gewees het die oggend nie, die dag nie, daai uur nie. Sy mag nie daar gewees het nie. Maar sy het gesê, vandag is die dag wat ek die Here soek. Vandag is die dag wat ek my deurbraak wil hê. En sy gestap uit en sy stap uit dat deur en sy is op pad na die Here toe. Sy sien, die kom mense om Jesus. Daar kon sy net so omgedraai en gesê, hoe moet ek nog uitkom? Hoe moet ek genees word vanmôre? Hoe gaan ek sy soem aanraak? Hoe gaan ek sy kleed aanraak om genees te word? Hoe gaan ek vir die geneesheer vra as hy daar in die middel staan en kom nie om uitkom nie? Maar sy het 'n plan gedink om by hom uit te kom. Sy het deur gedruk, sy het deur gebreek deur die mense om by Jesus se voete te kom. Vanmôre wil ek sê, kom vanmôre by die waterskiet. Kom vanmôre by die water, sodat jy die deurbraak kan kry. En waar is die deurbraak? Waar is die water? Die water op by die hemel. En die preekstoel toe. En dit is die fontein hier. Hier is die fontein vanmôre. Dis die fontein. Hier is die water van die hemel af, wat nooit sal opdroog nie. Hierdie water sal nooit opdroog nie. Fontein. Hier, vanmôre vir elkeen van ons. Jeremia 19:11, almal ken dit. Almal ken dit. Die planne wat ek het vir jou. Maar hoe weet ek wat is die planne? Hoe weet ek wat is die plan? Tot 24 vir my lewe. Tot 24 het ek eers nie geweet wat my plan is nie. En my plan is heeltemal omgedraai en ek moet net in. Tot 25 kom by die waters, sodat Jeremia 19:11 kan in vervulling kom. Want die Here sê, ek weet wat het ek in store vir u is. Elkeen van ons het hy iets in store voor. Maak nie saak wat dit is nie, maar jy kan gaan terugsit en verwag om na jou toe kom. Pastoor Dorina, haar man is daai kind. Sy het nie gaan stil sit en wag vir 'n werk nie. Sy het plan gemaak. Pastoor Martin het plan gemaak daai kind vir hulle om by mekaar te wees. Sy het stil gaan sit die dag toe hy verkoop is. Het sy nie gaan stil sit en gewag, Here, kom deur dat ek kan teruggaan na my man toe nie. Sy moes werk. Sy moes deurbrake kry. Sy moes aanbeweeg. Sy moet vorentoe gegaan het om te kom waar sy vandag is. Want so maklik ons hy agtertoe gesit en gesê, Here, ek ken die pad. Ja, die Here ken die pad. Maar hoe gaan jy die pad ken as jy in die pad sit en jy kan dit nie sien nie? Hoe gaan jy die pad kan loop? Jy gaan die pad kan loop as die Here vir jou voorsit, maar jy weet nie wat om te doen. Deurbraak 2025. Pastoor, dan het ek laas net gepraat, wat if, wat as? Wat as? Maar pastoor, ek kan nie sê wat as nie. Because why? Laas jaar, wat as ek teruggeval het? Wat as ek teruggeval het? Het die Here my nog steeds hoog gehou.
Die Here sê, maak nie saak waar jy gaan, al het jy nie fondantjie gesien nie, is die Here nog steeds daar vir jou, die volgende dag. Want hy het jou geskape, hoe kan jy nou net so los? Die Here het al geskape, hy het geweet vir Paul Burg en sy bloedvloeiing lei, sorry. Hy het dit geweet, want hy het al geskape. Maar hy het geweet vir sy siel. Hy het geweet sy gaan stil sit. As hy hoor die genesing is in die dorpie. Amen. Sy het nie gaan stil sit nie. Sy het 'n beweging gemaak. En hy het dit geweet. Hy het geweet ek gaan backslide. Die Here het geweet hoe hy geskaap het. Die dag wanneer ek begin leer, ek gaan backslide. Hy het geweet ek gaan backslide. Want hy ken my. Hy het my al geskaap. Hy het my geformeer. Hy het geweet ek gaan backslide. Want hy het geweet ek gaan sterker terugkom. Amen. Hy het geweet ek gaan sterker terugkom, ek gaan weer backslide. Hy het dit geweet. Maar ek sterker terugkom vorentoe. En ek gaan vorentoe beweeg. Ek het deurbraak gekry. Ek het deurbraak gekry nog die jaar 2025. Want God is in beheer. En ek gaan nie stil sit die jaar nie. Die jaar gaan ek nie stil sit soos laas jaar om te sê, Here, jy ken alles nie. Jy gaan voorsien nie. Want hy sê hier so in Lukas 11 vers 11. Lukas 11 vers 11 sê, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra? Amen. Ja, liefdes, as jou seun of kind vir jou iets vra, hoekom sal jy hom teenoorgestelde gee? As jou seun vir jou vra, waar kan ek jou kar neem? Hoekom sal jy sê nee? So hoe kan jy vir Jesus vra, Here, help my, maar hy sê nee nie. Hoe kan jy, hy sê so, en vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom nie in plaas van 'n vis 'n slang gee. Die Here sal jou nie die teenoorgestelde gee nie. Maar jy kan ook nie stil sit nie. Yes. Jy kan nie stil sit nie. Here, ek wil werk hê. Here, ek wil 'n goeie werk hê. Here, ek wil R20,000 verdien. Hoe gaan jy werk kry? Hoe gaan jy R20,000 verdien? Jy moet 'n CV opstel. Jy moet dit uitbeeld. Jy moet mense gaan sien. Want hy kan nie vir jou gee as jy niks doen nie. Hy wil dit vir jou gee. Glo my. Hy wil vir jou gee. Maar hy sê dan in Jeremia 9 vers 11. Ek ken die pad. Ek sal vir jou gee wat jy wil hê. Hy sê dit. Hy wil jou bless. Maar hoekom moet hy jou bless? Want hy weet wat jy gaan doen met dit. Hy weet waarmee jy gaan jou besig hou, as jy jou bless daarmee. Hy weet. Daarom sê hy, doen eerste. As jy nader kom ek nader. As jy stap, kan ek stap. Die Here sê, kom vanmôre. Dis hoe hy vir die meeste. Dis hoe hy vir ons gesê het. Van hierdie uur af is jy genees. Nie van môre af nie. Van die uur af, van die minuut af is jy genees. Want sy het nie gaan stil sit nie. Sy het nie gewag dat die Here by die huis opkom nie. Sy het deurbraak gemaak om uit te kom waar die Here haar wou hê. Want die Here wou haar voor sy voet hê. Die Here is so goed, hy wil net 'n woord spreek, en die woord sê, hy het 'n woord gespreek, en die kind was genees nie. So hy kom 'n woord gespreek vir daai vrou. En sy was genees. Maar hy het haar voor sy voete gesoek.
By the waters you wanted her. By die waters het hy al gesoek. Die oggend, die middag, die aand, wanneer kom ek wees. So wanneer jy 'n deurbraak soek, begin beweeg na die waters toe. Kom by die waters uit, die rivier wat uit die hemel uitkom, en die fontein van die woord. En daai rivier sal nooit droog raak nie. Inteendeel, jou rivier sal ook nooit droog raak nie. Jy sal ook nooit ophou water gee nie, vir ander mense nie. Maar kom eers by die waters wat die Here gee. Die deurbraak sal kom, want hy sê, ek sal jou gee wat jy my vra in gebed. Glo dit. Glo dit, en jy sal dit kry. Maar weer eens, jy kan nie net vra en glo nie. Jy moet doen. Jy moet 'n voet vorentoe sê en sê, Here, ek soek my blessing nou. Ek glo ek gaan dit kry. Soek dit nou. Here, kom deur vir my. Here, beweeg aan my. Here, wys my die pad wat ek moet loop. Maar ek moet ook beweging doen. Wat het Moses gedoen? Hy het gehardloop. Hy kon nie praat met mense nie. Wat doen hy? Hy gaan op na die berg om met die Here te praat. Want niemand hom hoor nie. So gaan hy op kamer toe. Praat met die Here as jy nie vir mense wil praat nie. As jy nie vir mense wil praat met die Here nie, gaan hy op kamer toe. En wat gebeur toe met Moses toe hy terugkom? Hy baie sterker as wat hy opgegaan het mee. Hy baie beter afgekom as wat hy opgegaan het. Because God knowed him. God knew he couldn't speak. God knew he's going to complain. God het geweet hy gaan complain. Here, ek kan nie met ek hakel. Hoe moet ek jou mense lei? Die Here het geweet. Maar wat gebeur toe hy terugkom? Toe stuur die Here vir 'n ander persoon by. Sê, hierso is iemand om jou te help. Hoe wonderlik is God? As God weet, jou ken, hy weet jy gaan backslide. Maar wat gaan jy doen? Kan jy agterlik sit en sê, Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het gebackslide. Hoekom ek al voorberei? Nee, gee op. Sit maar in die stoel. Nee, maar God het 'n plan met daai backslide. Hy weet hoekom jy gebackslide. Hy weet hoekom. Sodat jy, as jy vorentoe beweeg, sterker voor hy sal kom. Dat jy beter aan die ander kant kan uitkom. Amen. So hoe kan ons nie soms net deurbraak kry nie? Hoekom kan ons moet stel dit voor. Hoekom kry ons 1 uit 10 deurbrake? Dis wat ek kan gedink. Hoe kry ons 1 uit 10 deurbrake? Want 1 deurbraak loop ons vorentoe, die ander 9 vra ons net voor. Ons vra nie die ander nie. Here, ek het 'n groot reis nodig. Ek het regtig 'n groot reis nodig. Maar jy van nie wat oor. En almal dra nou al fyne wees maar. Ekstra. Ek het 'n groot reis nodig. Maar hoe gaan ek nie 'n groot reis doen? Ek moet vir 'n groter plek gaan soek. Ek moet rondry. Ek moet my tyd opoffer sodat die Here vir my 'n groter plek kan gee. Wanneer jy 'n deurbraak soek, moet jy jou tyd opoffer vir die Here. En jy moet tyd opoffer om die ding te gaan. Jy wil slaghuis toe ry, jy wil gaan vleis koop. Here, ek soek vleis, probeer vleis soek. Nee. Jy moet in jou karretjie klim, jy moet slaghuis toe ry, jy moet dit gaan koop.
Jy moet jou tyd opoffer, sodat jy kan voorsien word. Amen. Jy moet jou tyd gee. Jy moet deurbraak hê. 2025 is vir deurbraak te jaar. As jy stil sit, gaan jy dit nie kry nie. Die Here het vir almal planne daarop. Hy het dit neergeskryf voor jy nog gebore was. Want hy sê so. Voor jy nog die Here gesê het, pastoor, dit is jou plan, wat ek het vir jou. Voor die pastoor nog geweet het hy dit al neergeskryf. Selfs met my. Selfs met my jonge. Selfs met broer Gideon. Ons plan is neergeskryf. Ons blessings is neergeskryf. Maar hoe kan ons blessings kry as ons niks doen nie? Hoe kan jy jou bless as jy niks doen nie? Hoe kan jy jou bless as jy niks doen nie? God is 'n God van voorsiening. God is 'n God van genesing. God is 'n God van liefde. Hy is 'n God wat alles vir sy kinders wil hê. Hy het in die begin gesê, in die begin van die Bybel het hy gesê, ek stel julle aan om te heers oor die wêreld. Ons doen nog steeds nie. Ons doen nog steeds nie. Want ons het nog nie dat deurbraak nie. Maar weet ek ook die wêreld regeer. Maar hy sê dit. Hy het ons aangestel oor die wêreld. Ons het diere op die land, in die see, in die lug. So 2025, dat ons by mekaar kom en deurbraak onsself kry. Sodat ons uitstap in 2025 en sê, Here, dankie vir die blessing en die genade. Amen. 2025 moet 'n jaar van seëning wees vir ons. Amen. 2025 moet 'n blessing wees vir ons. En moenie skaam wees nie. As jy 'n deurbraak kry, kom vir getuig daarvan. Dis wat ek vra. Is daar enige getuienis? Want jou deurbraak mag dalk iemand anders stig om harder en dieper te gaan. Want soms baie van ons is nie op daai plek om harder en langer deur te druk nie. Broer Marius mag miskien 'n week vat en sy deurbraak word. Ek mag dalk 2 weke vat. Maar na die eerste week kom ek en sê, nee, ek het nog nie deurbraak gekry nie. Maar broer Marius sê, maar ek het 'n deurbraak gekry. Dit gee my moed om te sê, Here, as ek nog 'n week. Here, ek gaan nog 'n week vir deurbraak. Ek gaan nog aanbeweeg, gaan nog vorentoe beweeg. As daar getuienis kom sê, moenie skaam wees nie. Want jou getuienis kan iemand anders motiveer om dieper en langer te deurbrake te soek. Want almal sien is nie kort nie. Hy vrou was 12 jaar vir 'n deurbraak. 12 jaar. En sy moes besef, vandag is die dag. Sy moes besluit neem en gesê, vandag is die dag dat ek 'n deurbraak soek. 12 jaar is te lank. 12 jaar is te lank om met daai pyn dag in dag uit te loop. Ek glo op 'n tyd het sy gesê, waar kry ek al die bloed vandaan? Maar die persoon het nie so baie bloed om hierdie 12 jaar te dra. Sy moes gevra het, waar kom die bloed vandaan? Hoekom ek? En die mense gaan neig om te sê, Here, hoekom ek? Here, hoekom ek? Kom ek dit gaan? Hoekom? Want jy is sterk genoeg om die deurbraak te kry. Jy is sterk genoeg om die deurbraak te kry vir jou situasie.
Baie mense wat kinders het, al die kinders is nie dieselfde nie. Party ouers kry fantastiese kinders, soet kinders. Party ouers kry stout kinders. Party ouers kry kinders is kinders, spesiale kinders. Party ouers kry nie kinders nie. Maar die prinsip van die saak is, hoekom kan ek dan die soet kinders kry? Hoekom moet ek 'n spesiale kind kry? Because why? You are made for a special child. But another parent won't be able to make it. Gaan kyk maar, geliefdes. Wanneer jy 'n spesiale kind sien, gaan kyk maar na sy ouers. Gaan kyk maar na sy ouers. Waar hulle is. Dit is vir baie mense. Spesiale kind vir baie persone. Maar hy bly staande. Dan sê jy vir jouself, ek het al baie. Ek het vir Bert gesê, ek sal dit nie kan doen nie. Dit is van baie mense. But a special child is given to a special parent. Want dit is nie almal se werk aan nie. En hulle deurbrake word so gegee. Word so getoets. Word so gegee vir hulle met daai deurbrake. 2025 is ons deurbraak van ons gemeente. Amen. Dit is ons deurbraak hier. Wanneer jy die deurbraak kry deur die jaar, kom gee dit. Sodat dit ons kan motiveer om hierdie jaar verder in te gaan. Groot, klein, maak nie saak nie waarvoor jy bid nie. Ek weet hoe Jacques met elke slag as hy gaan op die water vir vis. Hy doen. Hy moet. Want die Here kan die vis daai kant sit en hy vang die kant. Maar hy bid elke slag, Here, gee vir my die vis, sodat ek vir my familie kan sorg. Maar hy kan nie net op die boot gaan sit en niks vang nie, niks doen nie. So van die Here voorsien. Hy moet vang, sodat die Here vir hom kan gee. Amen. Die Here is goed vanmôre. Amen. Hy kom deur met water. So hy liedjie sê, a river from heaven, a fountain, and those waters, a river that never shall run dry. Baie keer dink ons, die water is besig om op te droog. En jou, maar kom die Here net deur in die maak beter. En hy stig jou en hy sê, wat? Dink jy nie meer? En hy kan jou op en sê, kom ons beweeg aan. En ek sal ook preek gegee van wat if versus 2.0. Ek sou aangegaan het. Maar vanoggend maak hy my ekstra wakker. Is iemand vanmôre wat die woord moet vat vanmôre? Vat dit, verpyns dit, en dink daaroor. Maar jy kan nie net sit en moan vir dieselfde ding. Jy kan nie. Staan op en sê, wis jy, I'll be positive. Hierdie jaar sal ek positief wees. Ek sal positief spreek. Dit is nie maklik in die wêreld nie, maar ek sal dit doen. Alle negatief wat ek sien, hulle omdraai in positief. Negatief wat ek hoor, hulle omdraai in positief. Nou ek kry baie mense op my. Baie mense kan complain maar. As het warm is, kom mange mense baie. Dit is waar. Ek maak nie as het warm is. Want ek is een winter mens. Maar dan kan dit reg. Om te sê, dit is so warm op buite nie. Maar as ek huis kom en swem. Dat is ons positief. Ek moet my afkom. Dit moet ek ouwe stoor. Maar prys die Here vanmôre. Kom ons beweeg vorentoe as gemeente. Amen. En soms is daar wys die Here vir jou iets
van iemand. Moenie daai persoon aanvat. Amen. Moenie daai persoon aanvat nie. Gaan bid vir daai persoon. Stuur jy die liewerste boumateriaal na Jesus toe vir daai persoon se lewe. Moenie hom aanvat en sê jy doen nie reg nie. Jy weet jy doen dit is verkeerd. Moenie dit doen. Bid vir hom. Because your silent prayer saves you. Amen. Your silent prayer saves you. Vir sy deurbraak wat hy mis het. En niemand hoef te weet wat dit is nie. Die Here is right, keep it to yourself. Hou dit vir jouself. Maak dit saak van jou en God. Because what? Die Here het dit op jou hart gelê om hom te bid. Because you are strong enough to help him. Amen. Die Here het nie vir Ariel gebruik om vir my te bid nie. Kom ek sê dit so. Sorry, kom ek sê dit so. Die Here het nie die visie vir pastoor Dirk gegee om vir my te bid nie. Hy het vir Ariel gegee om vir my te bid. Why? Because hy mag dalk sterker wees as pastoor Dirk op 'n spesifieke punt om my deur te dra. So moenie vir enigiemand vertel wat die Here jou gewys het. Bid. En daai persoon sal verander en dan en hy sê thank you God. Broer, suster, weet jy wat? Weet jy wat? Dan wil jy nou deurgaan. Deurgemaak het. Ek was saam met jou. In silent prayer. Ek het jou deurgedra saam met Jesus. Ek het jou saam met Jesus deurgedra. Want Jesus het geweet jy gaan nie vir eind kan maak. Voor 25 deurbraak, klaar, voor verby. Ons jaar weer. Yes. Hoeveel gesukkel so ons party. Ons moet deurbraak hier. Ons kan nie gaan stil sit nie. Amen. 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 Kan afsluit. Pastoor, jy het voorheen gekom vir die volgende dag se liedjie.